In vandag se les gaan ons nou verder met die vermenigvuldiging van algebraïese uitdrukkings. In ons vorige lesie het ons gekyk hoe ons 'n eenterm met 'n veelterm vermenigvuldig, en in vandag se les gaan ons nou kyk hoe dit werk wanneer ons 'n tweeterm vermenigvuldig met 'n tweeterm. Kan jy nog onthou wat is die ander woord vir 'n tweeterm? Dis reg, die ander woord vir 'n tweeterm is 'n binoom. So ons gaan kyk hoe dit werk as ons 'n binoom vermenigvuldig met 'n binoom. Hierdie werk het julle al in graad 9 gedoen, so julle behoort dit mooi te onthou. Die tipe vraag wat jy gaan kry wanneer jy hierdie metodes gaan gebruik, gaan wees vereenvoudig die volgende, of dit kan wees bepaal die volgende produkte. Nou die vraag wat hulle die meeste tog gebruik is vereenvoudig die volgende. Maar net so dat jy weet, dit is die vraag wat hulle vra. So kom ons kyk na verskillende voorbeelde. In die eerste plek gaan ons kyk na 'n tweeterm vermenigvuldig met 'n tweeterm, en dit lyk soos volg: A plus B maal met P plus Q. Nou as julle mooi kyk na hierdie twee hakies, kan julle sien daar's nie in een hakkie iets wat dieselfde is nie. Met ander woorde, ons het twee terme met heeltemal verskillende veranderlikes in. Met ander woorde, ons het twee terme met heeltemal verskillende veranderlikes in. Onthou, ons gaan nou net ons distributiewe eienskap toepas. So, ons gaan begin deur te sê, ons maal die eerste enetjie met die eerste enetjie, so A maal met P gee vir my AP. Dan maal ons die eerste ene met die agterste ene, en dit gee vir my plus AQ. Dan het ek nou sommer die eerste term in die eerste hakie klaar gebruik. Dan weet ek is met hom afgehandel. Nou gaan ek na my B toe, my tweede term in my eerste hakie. As ek nou die B maal, maal ek hom eers met die P, wat die eerste term in die tweede hakie is. Nou B maal met P gee vir my plus BP. Dan gaan ek nou my volgende ene vat, en ek gaan my B maal met my Q, wat my tweede term in my tweede hakie is. En dit gee vir my plus BQ. En dit is ook my finale antwoord, want julle kan sien, in hierdie 4 terme is daar geen gelyksoortige terme nie. Dis omdat my hakie so verskillend is. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. As ek het W minus X maal met Y minus Z. Nou weer eens kan ek sien, ek het 4 verskillende veranderlikes. So ek gaan net met my distributiewe eienskap werk. Ek gaan W maal met Y, en dit gee vir my WY. Dan vat ek my volgende enetjie waarmee ek W vermenigvuldig, dan het ek met W klaar gewerk. W maal met minus Z gee vir my minus WZ. Die volgende ene wat ek dan nou vat is om my minus X te maal met Y. 'n plus maal 'n min gee vir my 'n min. X maal Y is XY. Dan vat ek my minus X en ek maal hom met my minus Z. 'n min maal 'n min is 'n plus, en X maal met Z is XZ. Hierdie is weer eens my finale antwoord, want ek het geen gelyksoortige terme nie. Ons doen nog 'n voorbeeldjie. As ons het 3A minus 2B maal met 5C plus D. Nou as julle mooi kyk, sien julle in hierdie hakie ook weer, dat daar is nou geen gelyksoortige terme nie, of hulle is, al die veranderlikes is verskillend. Met ander woorde, ek begin met my eerste termpie in my eerste hakie, en ek gaan maal hom met die eerste term in my tweede hakie. So 3A maal met 5C is 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 3 maal 5 is 15AC. Daarna vermenigvuldig ek die 3A met die
plus D, die tweede term in die tweede hakie. So ek het 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 3A maal met D is 3AD. En dan vermenigvuldig ek my minus 2B met die plus 5C. 'n min maal 'n plus is 'n min. 5 maal 2 is 10BC. Na dit vermenigvuldig ek my minus 2B met my D. So ek het 'n min maal 'n plus is 'n min. En 2B maal met D is 2BD. Dit is ook my finale antwoord, want ek het geen gelyksoortige terme nie. Onthou, vereenvoudig beteken ons moet hom so op eenvoudig as moontlik skryf. So as ons vermenigvuldig het en ons sien gelyksoortige terme, dan moet ons dit nog by mekaar tel. Ons gaan nou by 'n paar sulke voorbeelde kom. Nou het ek E plus 3F maal met 2G minus H. Laaste voorbeeldjie waarin al my veranderlikes heeltemal verskillend is. Ek begin met my eerste term in my eerste hakkie en ek maal dit met my eerste term in my tweede hakkie. So ek het E maal met 2G. 'n plus maal 'n plus is 'n plus. E maal met 2G gee vir my 2EG. Volgende ene E maal met minus H. 'n plus maal 'n min is 'n min. E maal met H is EH. Volgende enetjie het ek plus 3F maal met 2G. Plus maal 'n plus is 'n plus. 3 maal 2 is 6 en F maal met G is FG. Laaste ene wat ons nou vermenigvuldig is die 3F maal met die minus H. Plus maal 'n min is 'n min en ek het 3FH. Weereens kan ek sien ek het geen gelyksoortige terme nie, so dit is my finale antwoord. Nou gaan ons kyk na 'n paar voorbeelde van gelyksoortige twee terme. Onthou, die vraag is nou nog steeds vereenvoudig die volgende of bepaal die volgende produkte. So die hele lesie gaan oor dit, maar ons voorbeelde begin nou met voorbeelde wat na gelyksoortige hakkies lyk. So as ons kyk na ons eerste hakkie, het ons 2x plus 3 maal met 4x minus 5. So julle kan sien, ons soorte is dieselfde. Ons al twee hakkies het 'n veranderlikkie van x met 'n koëffisiënt voor en dan nou 'n konstante wat bygetel word of afgetrek word. So hierdie is nou gelyksoortige hakkies wat ons met mekaar vermenigvuldig. Ons gaan nog steeds dieselfde beginsel toepas. Ons maal ons eerste term met ons eerste term. So 2x maal met 4x gee vir my 8x kwadraat. Dan het ek my volgende, my 2x, wat ek gaan maal met die minus 5. Plus maal 'n min is 'n min. 2 maal 5 is 10x. Ok, nou het ek my volgende enetjie, wat ek my plus 3x het, plus 3 het, maal met plus 4x. Plus maal 'n plus is 'n plus. 3 maal 4 is 12, maal met x is 12x. Laaste ene wat ek het, ek het my 3 maal met my minus 5. 'n plus maal 'n min is 'n min, met ander woorde, en 3 maal 5 is 15. Nou, omdat my hakkies gelyksoortige twee terme is, het ek nou gelyksoortige terme wat ek kan bymekaar tel. Met ander woorde, ek sien hierso is 'n minus 10x plus 'n 12x. So, as ek hulle bymekaar tel, dan het ek 8x kwadraat minus 10x plus 12x gee vir my plus 2x minus 15. Dit is dan my finale antwoord. Ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Ons volgende voorbeeld is a minus 3b
maal met A plus 7B. So julle kan nou mooi sien weer, hierdie is weer gelyksoortige hakkie, want ek het 'n A en 'n A, en verder het ek 'n B en 'n B. So dit is gelyksoortige hakkies. Ek gaan nou weer begin deur my distributiewe eienskap toe te pas. So ek sê A maal met A gee vir my A kwadraat. Dan het ek my volgende enetjie, A maal met die tweede term, A maal met plus 7B, plus maal 'n plus is 'n plus, A maal met 7B is 7AB. Ek het my volgende enetjie, het ek nou my minus 3B maal met my A. En dit gee vir my 'n plus maal 'n min is 'n minus 3, maal met A maal met B. Laaste ene het ek 'n minus 3B maal met 'n plus 7B. 'n min maal 'n plus is 'n min. 3 maal 7 is 21 en B maal met B is B kwadraat. As ek nou mooi kyk, dan kan ek sien, ek het nou weer gelyksoortige terme. Ek het hier 'n plus 7AB minus 3AB wat gelyksoortig is. My A kwadraat is enig in sy soort, so hy bly net A kwadraat. 7AB minus 3AB gee vir my plus 4AB en dan minus 21B kwadraat, want hy is ook nou weer enig in sy soort. Ons kan hierdie som ook op die volgende manier doen. Dit is, kom maar op presies dieselfde neer. As ons het ons A minus 3B maal met A plus 7B, dan kan jy gaan sê, ons het ons A maal met ons A, wat vir my gee A kwadraat. Nou kan ek net gaan sê, ek het nou A maal met 7B, wat vir my plus 7AB gee. Dan kan ek sê, ek het minus 3B maal met B, wat vir my gee minus 3AB. En dan kan ek die sommetjie sommer so doen, van 7AB minus 3AB gee vir my plus 4AB, en dan kan ek my laaste enetjie sê, is minus 3B maal met 7B, en dit gee vir my minus 21B kwadraat. As jy nie gemaklik is daarmee nie, dan skryf jy die sommetjie uit, soos dit in die boonste voorbeeldjie is. Kom ons kyk ons derde sommetjie, voorbeeld. Niks meer verkeerd om hom uit te skryf as jy dit nie raak sien nie. 3 minus x maal met 3 plus 2x. As ons die distributiewe eienskap gaan toepas, dan kan ons sien, ons het 'n 3 maal met 'n 3, wat vir my 9 gee. Dan het ek 3 maal met 2x, wat vir my plus 6x gee. Dan het ek 'n minus x maal met 3, die minus x maal met die 3 gee vir my minus 3x. Dan het ek, die volgende enetjie is 'n minus x maal met 'n plus 2x, 'n min maal 'n plus is 'n min 2x kwadraat. Goed, ek sien my gelyksoortige terme is plus 6x min 3x, so as ek hom vereenvoudig, dan kry ek 9 plus 3x minus 2x kwadraat. Kom ons kyk as ons hom net op die klein bietjie korter pad doen. Ek skryf dit neer op die stadium nog, maar as jy dit baie oefen, is dit nie nodig om dit neer te skryf nie. 3 minus x maal met 3 plus 2x. Goed, dit gee vir my 3 maal met my 3, gee vir my die 9. Dan kan ek nou weer sê,
Ek het my 3 maal met my 2x wat vir my 6x gee. Ek het my minus x maal met my 3x wat vir my minus 3x gee. En dan doen ek my sommetjie om te sê 6x minus 3x is plus 3x. En dan het ek my laaste enetjie wat ek vermenigvuldig, my minus x maal met my plus 2x, min maal 'n plus is 'n min, en dit gee vir my 2x kwadraat. As jy gemakliker is daarmee om al die terme neer te skryf, dan doen jy so. Dit is wat vir jou die beste pad is om te volg. 3a minus 4b. Nou, jy kan hierdie sommetjie op 2 maniere benader. Die manier wat ek persoonlik verkies om hom te benader, is om nou altyd maar net eers hierdie minus 2 buitekant te los. So ek los hom en ek maal hom heel laaste. So dan werk ek eers my hakkies uit. So as ons nou met ons hakkies gaan uitwerk, dan gaan ons sien ons het 5a maal met 3a wat vir my 15a kwadraat gee. Dan het ek nou die volgende 5a maal met minus 4b en dit gee vir my minus 20ab. Verder het ek nou my minus 2b maal met my 3a wat vir my minus 6ab gee. En verder het ek nou my minus 2b maal met my minus 4b en dit gee vir my min maal 'n min is 'n plus, 2 maal 4 is 8, b maal b is b kwadraat. Nou het ek weer my gelyksoortige terme wat ek kan bymekaar tel. My minus 20ab minus 6ab. My minus 2 gaan nou eers saam want ek vereenvoudig nou net eers my hakkie. So ek het in my hakkies 15a kwadraat minus 26ab plus 8b kwadraat. Nou gaan ek en ek pas weer my distributiewe eienskap toe, soos wat ek in die eerste plek vermenigvuldig het, gaan ek nou sê my minus 2 maal met my 15a kwadraat, gee vir my minus 30a kwadraat. En dan is dit minus 2 maal met minus 26ab, min maal 'n min is 'n plus, en dit gee vir my 52ab. En dan het ek nou die laaste enetjie, die minus 2 maal met die plus 8b kwadraat, 'n min maal 'n plus is 'n min, en 2 maal 8 is 16b kwadraat. Die ander manier wat jy hom kon gedoen het, is ook om te sê ek het minus 2 5a minus 2b maal met 3a minus 4b, dan kan jy, maar Tannie verkies regtig nie dit nie, maar jy kan, as jy nou graag wil, eers die minus 2 in vermenigvuldig met jou eerste hakkie. Maar onthou jy vermenigvuldig hom net met jou eerste hakkie, want as jy het 2 maal 3 maal 4, dan sê jy tog 2 maal 3 is 6, en 6 maal met 4 is 24. Jy gaan nie sê 2 maal 3 is 6, en 2 maal 4 is 8, en 6 maal 8 nie. So, jy vermenigvuldig hom net met die eerste hakkie. Is julle reg daarmee? Ok, so, as ons hom met die eerste hakkie vermenigvuldig, dan gaan ons kry minus 2 maal met 5a is minus 10a. Dan kry ek nou, my volgende enetjie is minus 2 maal met minus 2b, min maal 'n min is 'n plus, 2 maal 2 is 4b. Nou is my een hakkie minus 10a plus 4b, maal met 3a minus 4b. Nou gaan ek my selfe reeltjie toepas, so ek gaan nou weer sê,
minus 10a maal met 3a gee vir my minus 30a kwadraat. Minus 30a kwadraat. Dan het ek nou met my volgende enetjie, het ek nou minus 10a maal met minus 4b, min maal 'n min is 'n plus, 10 maal 4 is 40ab. Ek het nou my volgende enetjie wat ek vermenigvuldig, is my plus 4b maal met my 3a, en dit gee vir my plus 12ab. As ek hierdie som nou doen, kry ek 12ab plus 40ab gee vir my plus 52ab. En dan is my laaste enetjie wat ek vermenigvuldig, is my plus 4b maal met my minus 4b, plus maal 'n min is 'n min, 4 maal 4 is 16, b maal b is b kwadraat. Ons laaste voorbeeld van gelyksoortige hakies waarna ons gaan kyk, is 1 op x plus 2x maal met 2 op x minus 3x. So julle kan weer sien my hakies lyk dieselfde, hulle is gelyksoortig. So, ons begin met ons vermenigvuldiging. As ek nou mooi kyk, dan kan ek nou sien, ek gaan hê 1 op x maal met 2 op x. Nou 1 op x maal met 2 op x gaan ek mos die tellers vermenigvuldig. Dit is 2 en ek vermenigvuldig my noemers en dit gee vir my x kwadraat. So my eerste term gaan wees 2 op x kwadraat. Dan het ek nou volgende, my 1 op x wat ek vermenigvuldig met minus 3x. Nou 1 op x maal met 3x op 1, dit gee vir my 3x op x, my x's kanselleer uit en dit gee vir my 'n antwoord van 3. En onthou nou 'n plus maal 'n min is 'n min, so ek het hier 'n minus 3. Volgende 2 wat ek vermenigvuldig is nou my plus 2x maal met my 2 op x, so ek het 2x op 1 maal met 2 op x, en dit gee vir my 4x op x, my x'e kanselleer uit en dit gee vir my 'n antwoord van 4, so ek het daar 'n plus 4. Nou kan ek sommer weer my sommetjie doen, 4 minus 3 is 1. So ek het dan 2 op x kwadraat plus 1, en dan die laaste wat ek nou moet doen is om die twee laaste terme met mekaar te vermenigvuldig. 'n plus maal 'n min is 'n min, 2 maal 3 is 6, en x maal x is x kwadraat, en dit is dan my finale antwoord. Ons gaan nou bietjie kyk as ons volkome vierkante met mekaar vermenigvuldig. Met ander woorde, as ons 'n hakkie se kwadraat het, dit maak dit 'n volkome vierkant. Want onthou, die oomblik as ons 'n hakkie se kwadraat het, dan beteken dit hierdie hele hakkie word met homself vermenigvuldig. Onthou, die vraagie is steeds vereenvoudig die volgende of bepaal die volgende produkte. So as ons het 2a minus 3b se kwadraat, dan beteken dit is die hakkie maal met homself. En ek gaan op presies dieselfde manier te werk. So, ek gaan nou mooi sê, ek het nou weer my 2a maal met my 2a, en dit gee vir my 2 maal 2 is 4, a maal a is a kwadraat. Volgende een het ek my 2a maal met my minus 3b, plus maal 'n min is 'n min, 2a maal met 3b gee vir my 6ab. Volgende enetjie wat ek nou gaan doen, is my minus 3b maal met my 2a. 'n min maal 'n plus is 'n min, 3 maal 2 is 6ab. Laaste ene het ek my minus 3b maal met my minus 3b,
Min maal 'n min is 'n plus, 3 maal 3 is 9 en b maal b is b². Ek kan nou weer eens sien dat my middelste twee terme is gelyksoortig en ek moet nou met ander woorde hom vereenvoudig, so dit beteken ek moet al my gelyksoortige terme bymekaar tel, so ek het 4a² minus 6ab minus 6ab is minus 12ab plus 9b². Nou kom ons gaan kyk bietjie net mooi na hierdie antwoord wat ons het. As ons gaan kyk na hierdie antwoord, dan kan ons sien hierdie 4a², daai 4a² is 2a se kwadraat. As ons kyk na ons 9b², dan kan ons sien wat is ons daai is ons 9b² is ons 3b se kwadraat. En as ons nou gaan kyk na ons minus 12ab, dan kan ek sien dit is 2 keer 2a maal met minus 3b. So, 'n kortpadmetode vir 'n hakie se kwadraat is om te sê ek gaan my 2 vermenigvuldig of my 2a kwadreer, so dit gee vir my 4a² en dan het ek plus 4a maal met minus 3b, plus maal 'n min is 'n min en 4 maal 3 is 12ab en ek het my plus 3b se kwadraat is 9b². En julle kan sien hierdie wat ek hier in die pink geskryf het, is my middelste twee terme. So die middelterm is 2 maal die produk van my terme in my hakies. So dis 'n kortpad. As jy dit nie sien nie, dan doen jy dit nie so nie. Die belangrike ding wat jy moet onthou by 'n hakie se kwadraat, daar is 3 terme in die antwoord. Want ek weet kinders is baie geneig om te sê 2a minus 3b se kwadraat, dan sê hulle dit is 4a² plus 9b². Dit is 'n groot no-go. Dit mag nie gebeur nie, dit is nie waar nie. Want 'n hakie vermenigvuldig met homself, het jy altyd 'n middelterm. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Die volgende voorbeeldjie gee vir ons 4x plus 5y se kwadraat. Nou onthou, dit beteken 'n hakie se kwadraat beteken 'n hakie maal met homself. So as jy dit uitvermenigvuldig het, gaan jou antwoord beslis 3 terme hê. As ons dit op die gewone manier doen, dan gaan ons mooi kyk en ons gaan sien 4x maal met 4x gee vir my 16x². 4x maal met plus 5, 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 4 maal 5 is 20, x maal met y is 20xy. Volgende ene het ek my 5y maal met my 4x, 5 maal 4 is 20, y maal x is xy. Volgende een het ek my plus 5y maal met my plus 5y, plus maal 'n plus is 'n plus, 5 maal 5 is 25, y maal y is y². So ek sien nou weer hier, ek het my gelyksoortige terme, ek kan my gelyksoortige terme bymekaar tel, so my antwoord is 16x² plus 40xy plus 25y². As ek gaan kyk na die kortpad, ek het 4x plus 5y se kwadraat, dan gaan ek sê ek het my 4x se kwadraat, met ander woorde dis 4x
se kwadraat plus 2 maal die produk van my twee terme plus die 5y se kwadraat. Met ander woorde 5y se kwadraat. 4 maal 4 is 16, x maal x is x kwadraat, plus 2 maal 4 is 8 maal 5 is 40xy plus 25y kwadraat. Onthou nou soos ek gesê het, jy kan sien jou antwoord is presies dieselfde. Jy doen die een waarmee jy gemaklik is. Kom ons kyk na ons laaste voorbeeld. Ons het nou byvoorbeeld die volgende voorbeeld 2x maal met 3x minus 5y se kwadraat. Wat nou baie belangrik is hierso, hierdie moet eerste uitgewerk word. Dit is baie belangrik dat jy dit eerste uitwerk, want jy kan nie nou eers met die 2x in vermenigvuldig nie oor daai kwadraat wat daar staan. So, nou moet ons 2x net eers saamsleep en ons moet ons 3x minus 5y maal met 3x minus 5y eers gaan uitwerk. So, ek het my 2x, ek gaan kry in my hakies, gaan ek kry as ek het 3x maal met 3x, gee vir my 9x kwadraat. 3x maal met minus 5y is minus 15xy, minus 5y maal met 3x is minus 15xy, en 'n min maal 'n min is 'n plus, 5 maal 5 is 25y maal y is y kwadraat. En weer eens het ek nou my gelyksoortige terme wat ek nou gaan bymekaar tel. So ek het 2x maal met 9x kwadraat minus 9x kwadraat minus 30xy plus 25y kwadraat. Nou dat ek dit klaar gedoen het, kan ek nou gaan en my 2x gaan vermenigvuldig. So 2x maal met 9x kwadraat gee vir my 18x tot die mag 3. Verder het ek nou my 2x maal met my minus 30xy, plus maal 'n min is 'n min, 2 maal 30 is 60, x maal x is x kwadraat y. Laaste ene wat ek nou het is om my 2x te vermenigvuldig met my 25y kwadraat, en dit gee vir my 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 2 maal 5 is 50 xy kwadraat. Dit is dan my finale antwoord as ons hom op die kortpad manier doen. Dan gaan ons ons het ons 2x 3x minus 5y se kwadraat, dit gee vir my 2x, ek het dan in my hakkie, die 3x se kwadraat is 9x kwadraat, dan het ek plus 2 maal die produk van die twee terme, en dan het ek die laaste een se kwadraat, min maal 'n min is 'n plus 25y kwadraat. Dit gee vir my 2x maal met 9x kwadraat, 6 maal met min 5 gee vir my min 30xy plus 25y kwadraat. Nou vermenigvuldig ek my 2x in, so ek kry 18x tot die mag 3 minus 60x kwadraat y plus 50xy kwadraat. Nou dit is dan ons lesie oor die vermenigvuldiging van algebraiese uitdrukkings wanneer ons 'n twee-term met 'n twee-term vermenigvuldig. 'n Binoom met 'n binoom. Jy kan hierdie lesie nou inoefen deur al die volgende huiswerksommetjies te voltooi. Ek hoop jy geniet die huiswerk. Onthou, dit is die belangrike ding van wiskunde, om wiskunde vas te lê is om dit in te oefen. Geniet elke oomblik.